Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkingtyd, lekker in die somervakansie en ek hoop jy het 'n goeie Kersweek gehad en alles het goed gaan. Nou, ons begin met nuwejaarsboodskappe. Wat sê die Here vir my en jou vir 2026? Dus, wel, ek gaan maar met jou praat oor wat die Here met my gedeel het en waarmee ek besig is en wat ek met Lewensentrum gaan doen die volgende paar weke. En dit is die Here het sê, herbou my altaar. En dis 'n groot onderwerp, dis baie skrifte en beginsels, en ek gaan dit stap vir stap maar net in ons oggendoordenkings doen, oor wat beteken dit as die Here sê, herbou my altaar. Die groot skrif is Exodus 20:24, waar die Here die eerste keer vir Moses hulle sê, om 'n altaar te bou. Hoor wat sê Exodus 20:24. Die altaar wat julle vir my bou, moet met grond of klip gemaak word. Julle moet daarop brandoffers en dankoffers, kleinvee en beeste offer. Bou die altare op die plekke wat ek vir julle uitwys. Ek sal julle daarna toe ek sal daarna toe kom en julle daar seën. Hier is ons groot dinge, iets van daar waar die Here sê jy moet die altaar bou, daar bou jy hom en dan sal die Here jou kom seën. En dis waaroor ons gaan praat is iets van bring die teenwoordigheid van die Here terug. Bring die ontmoetingsplekke terug met die Here. Het jy 'n plek in jou lewe waar jy die Here ontmoet? Ek dink baie mense is dit kerk, Sondag kerk, maar het kan baie meer wees. Jy kan altare by jou huis hê, jy kan altare op verskillende plekke in jou lewe hê, in die natuur hê, jy kan altare in 'n binnekamer vertrek hê, jy kan altaar natuurlik by die kerk hê, of net 'n plek waar jy gereeld God ontmoet, of in 'n selgroep, klein groep, waar daar 'n heilige atmosfeer van mense is. Ons gaan praat oor herbou die altaar. Hoe doen jy dit? Hoekom moet ons dit doen? Wat kan jy verwag as jy dit doen? Maar die Here sê vir my vir 2026, Andries, leer die mense om weer altare in hulle lewe te bou. Dit gaan baie interessant wees. Maar ek wil vir jou bid, dat die Here jou sal help om te besef, bou 'n altaar op die plek waar hy sê, en hy sal daar jou ontmoet en jou seën in jou lewe. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die beginsel in die skrif, en Here, leer ons wat dit beteken, leer my, leer elke luisteraar, hoe om altare te bou tot eer van U, en daar te bid, daar stil te word, daar te luister, en daar U te ontmoet. Dis die grootste geskenk, Here, om net tyd met U te spandeer, en dan sal U ons lewens, ons gesinne, ons werk, die werk van ons hande, dan sal U dit seën. En dis ons gebed vir 2026. Seën die werk van ons hande, Here, maar ontmoet ons. Tyd saam met U is ons gebed in Jesus naam. Amen. Dank liewe vriende, sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.